Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou story, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier by Connection Studios soos gewoonlik. Dankie aan Jaco en dankie aan Connection Productions wat ook gehelp het met die setup en die beligting van hierdie set. Ek is baie opgewonde want vandag het ek Suid-Afrika se eie Travis Barker hier. As jy nie weet wie Travis Barker is nie, dan is hierdie episode dalk nie vir jou nie. Ja, ek grap. Hy is 'n drummer vir Zaan Sonnekus, Fransjo van Cooke, hy het al vir John Boucher gespeel, en ek gaan nou by hom uitvind of hy dalk vir nog mense gespeel het wat ek nie van weet nie. Maar dis een van die coolste ouens wat ek ken, en verwelkom vir Pierre Delaporte. Lekker bro, dankie dat ek hier kan wees man. Excited, ja. Baie cool setup wat hier aangaan. Dankie. Kan om 'n paar vragies te antwoord. Kom ons kyk wat vat dit ons. Kom ons kyk, ek is baie nuuskierig oor baie goed, want obviously, ek het jou ontmoet op 'n John Boucher shoot, music video shoot so 'n paar jaar terug. Wat sien was dit? In sy garage, daai yes, vreemdeling of ietsie. Vreemdeling, yes, Ja, ek doen onthou hom. So Ja. vinnig, ons het hom so gewing. Ja, dat was 'n vinnige. Ja. Kom ons kyk wat kom hier uit. Hier is wat ons het, kom ons werk met dit. Paar ligte, heeltemal te veel rook met die smoke machine gewees en Ja, ons het na daai kort 'n paar video's te gedoen met John actually in Ja. daai komende jare na daai ekkie. dis korrek. En so dis waar ek jou eintlik ontmoet het. Ek het obviously geweet van jou want ek het al baie vir John goed geshoot, maar I never met you. Ja, jy het in die prenke met John gekom net na ek al die show, net na 2019, dink ek. Ja, begin van 2020. Ja, en ek het so einde 2019 ophou voltyds vir hom. John. Ja, So ek dink jy het so net in die prenke ingekom toe ek klaar maak met John. Ja. Klaar maak. Ja, wel, Dus het op maak nooit voltyds. rarig klaar. Ja, Ja, is voltyds, die- ja. yes. So so toe is ek nou obviously baie excited om jou te ontmoet en ek is bly ek het jou leer ken. Ja, lekker. En hy is 'n solid guy. So dit was vir my toe nou vir my belangrik om jou hier te kry by die podcast want ek dink daar's baie fans, mense wat jou sien agter die drumkit, mense wat jou follow, maar hulle ken jou dalk nie so goed nie. So ek dink ons mense wat dalk 'n bietjie meer van jou wil weet en ek ook. Nice. Ja, mense mag dalk iets sien en wat hulle dink van my is ek dink heeltemal anders as van wat ek actually is. Exactly. Dus Wel, hopelijk is daar fans. Working on it. daar's definitief fans, Ja. man. So kom ons begin gou by die begin. Waar het jy in Pretoria groot geword of van waar af is jy? Ek is gebore in Centurion Okay. en was actually laerskool daarso, hoërskool daarso, letterlik in die Nitas gebore. So, Okay, dit is nice. ook in Centurion. So Ja. ek was my hele lewe in Centurion. Ja. Ja, letterlik drums, alles het daar begin en ek is nou vir so, ek is steeds in Pretoria, maar ek is nou nie meer in Centurion nie. Ja. Ek is bly ek kon daai move maak. Ek was nogals bang dat ek vir ewig gaan stak wees in Centurion. Ja. Ek wou actually nie net Centurion trek Pretoria toe nie. Ek sou wou my initial plan was om uit Pretoria uit te kom, maar dit is like baby steps. So Ja. eerste step uit Centurion uit, al is dit nog in Pretoria is sal 'n beginpunt. Waartoe wil jy trek? My groot droom en end destination wat ek vir myself sien is Engeland. Oh, ja, okay. dit is al vir baie lank, maar dis die goal. Dis waarna toe ek werk en waarna toe ek strewe en Ja. en kind of ek glo ek gaan uitkom. Jy Kom sal. agter dit raak moeiliker hoe ouer ek word. Ja. Nie as gevolg van die ouderdom nie, net as gevolg van wat mens moet doen om daar in te kan kom. Ja. Maar ek glo enigiets is moontlik, so. Ons gaan 'n bietjie intap op die Engeland storie nou, want ek weet jy was ook nie lank terug daar nie, Ja. so ons gaan definitief bietjie daai avenue Okay, explore. cool. En dan jou, ek weet nou kind of wat hierdie antwoord is want ons het net nou daaroor gechat. Maar hoe het jou liefde vir musiek en drumming specifically begin? So dude, my ouers het geskei toe ek was baie jonk. Ek was 3-4 jaar oud. En vir daai eerste 3-4 jaar was daar nie regtig musiek. Dit was nie regtig deel van ons lewens nie. Like my ouers het gehou van musiek luister, maar nie fisies 'n instrument speel noodwendig nie. Ja. En toe my stiefpa in die prentjie inkom, ook toe ek was seker 5 jaar oud, daar rond
tussen 5 en 6 jaar oud. Hy speel gitaar. Okay. So nie professioneel of iets nie. Maar hy het 'n baie groot liefde vir musiek ook. Ja. En hy het kind of ons introduce aan musiek en ja, baie jonk. Ek weet nie hoekom ek en my broer, my sussie actually het ook bietjie drums gespeel op 'n tyd en klavier gespeel toe ons almal op skool was. Maar ja, so dit het in my lewe ingekom, toe my stiefpa in my lewe inkom, toe ek, ja, soos ek sê, 5, 6 jaar voor ek laerskool toe gegaan het. Ja. En toe ek het net toe begin drums speel, maar dis waar ek al introduced was en waar iemand in die huis was wat gereeld gitaar gespeel het, of net iemand wat bietjie meer passievol was oor musiek. En toe van daar af het dit maar net like ek het actually daai tyd toe op soos leë koffieblikke en soos Milo blikke, dit was nie die glas en is dit daai groot wat yster betaal tipe een is met die plastiek lid so. Ja. Ja, so as hulle leeg is, so ek dit vat en kind of verskillende sizes van dit net rondom dit sit en met soos chopsticks. So 'n mini drumkit. Op dit speel en dit my ma obviously gesien ons die klein laaitie hou van ek weet nie, goed slaan met stokkies, geraas maak. Ja, ek was 'n loud kind buite in die drums anyways. Is dit? Net besig, hou van buite speel en like ja, besig wees nie. Nee, ek was nie ekstrovert of iets nie, maar ek was nie stil nie. Ek het net 'n hoekie gesit en kan net TV kyk die hele tyd nie. Net besig gebly met goed. Ja, so ek was so probably so, yes, ek was so tussen 7 en 8 jaar oud. Toe ek eendag by my stiefbroer sy huis was en toe check ek daar so klein letterlike klein drumstel wat net so in die kas wegkruip. So die kick was die size van 'n normale floor tom, so dit sê hierdie size kick net was die size van daai drum so daar agter is baie klein. Baie klein, dit was 'n klein drumstel gewees. Jy sien. En toe het ek my ma gesmeek en gevra of ek weet nie, kan ek dit kry, kan hulle dit by my koop of ietsie. Ja. Toe vir so rukkie op daai ouetjie gespeel en toe vir my 9de verjaarsdag my eerste proper stel gekry en toe van daar af maar net aanhou speel, ja, nou, kyk, dit daar drome begin, soos dat ek weet nie, meer music luister en bands luister en drummers discover en sien van waar hulle kom en wat hulle nou doen, en toe ek maar net, al op 'n jong ouderdom begin droom oor drums doen vir 'n lewe, so, wel, ek wil intap op daai drome, ons is op dromers en tieners. Ek wou nog sê, ek love die wat slogan van hierdie podcast, of die naam van die podcast, nie die slogan is, wat is die naam, dromers en doeners, like, dit is, ek very much lewe volgens daai ook, so jy kan nie net droom en nie doen nie, so. Exactly, droom beteken niks sonder action nie. 100%, so nee, ek resonate baie met die naam. Great, so dan is ek baie bly, jy's 'n baie fitting guest vir ons dan, ja. Awesome. So, ek wil gou hoor, jy het vroeër van jou broer gepraat, ek ken nou jou broer, Constant. Yes. Hy's ook 'n musikant. Hy speel gitaar. Ja, hy het vir Jelandrey gespeel, ek dink hy het opgehou. Hy het nou einde laas jaar opgehou met Jelandrey. Hy was so 6 jaar daarso by Jelandrey. Ja. Wat 'n lekker lang tydjie is, so hy het ook al die rounds gedoen, al die venues gejol, al die festivals gespeel. Hy's bietjie ouer as jy, nee. Hy is 7 jaar ouer as ek. 7 jaar ouer as jy. En speel jy ook ander instrumente? Ek weet jy drumming is nou jou main. Ek het so bietjie gitaar gespeel op 'n tyd en so bietjie klavier gespeel op 'n tyd. Maar ek gaan nie ook as ek sê ek speel ander instrumente. Ek het 'n akoestiese gitaar en elektrik, maar ek het jare laas daai ouetjies opgetel. So dit is as jy nou vir my gitaar in my hand moet sit, ek gaan vir jou die basic 2 chords kan speel wat ek ken. Ja. en Safe as Houses se intro van hy gig. That's it. En wat kan Constant speel? Speel hy anders? Hy is ook maar mainly net gitaar, ja. So ons albei het, my broer het nooit regtig gedeel van die drums of in keys of iets in daai lyn nie. Van my sussie, sy doen glad nie nou meer musiek nie, maar sy het klavier gespeel op 'n tyd en drums. So sy's actually die enigste wat lesse gehad het vir albei. Ek het nie geweet dit is sussie nie. Ja, ek het actually 2 en 'n paar stief siblings. So is nogal so tussen die 2 families 'n paar mense. Awesome, lekker groot groep mense. Ja, maar ek en my broer is die enigstes wat nou musiek voltyds doen. As 'n career, Ja. So hy's nie meer by Jelandrey nie, maar hy Joel vir Will Lindley. Ek het gesien. So al Will Lindley se local shows is hy nog steeds betrokke. So hy speel nog steeds gitaar, maar net nie meer so veel in die Afrikaanse industrie vir nou nie at least. Mens weet nooit waartoe dit die mens vat nie. So exactly. Paar van die musics kan mens ook maar check like in your 20s obviously is it fun and exciting and stuff om dit's lekker om dit te doen. Is nou 'n nuwe ding vir die eerste paar jaar, maar sodra jy hier oor 30 kom dan ek dink jou mindset of jou kop, jou space change maar 'n bietjie van
die hele tyd weg wees van die mense af en like dieselfde tipe goedjies oor en oor doen, veral as 'n session music, want jy word nie noodwendig, jy kry nie daai tipe finansies wat die artist doen nie, so dis nie noodwendig maak nie so baie sin om vir 15 jaar die session nie. Die session, ja, en die rides gaan ook nie veel op nie, so ek dink dis wat ek sien met baie dudes. Ek sien met baie ouens wat by 30 kom ouer word, dan dis ek in die Frannie prentjie ingekom het ook is. Dis wel iets met sulke lyn, jy sien maar as hulle ouer word. Ja, intens en verantwoordelik en goedjies verander 'n bietjie. Verander, ja. Sê gou vir my, wie was jou early inspirations as dit kom by drumming of na wie het jy opgekyk? Travis Barker, Blink-182 is al genuinely rarig van super kleins af deel van my lewe. As gevolg van my broer. My broer is obviously, soos ek gemention het, 7 jaar ouder as ek en baie bly het goeie musiek taste. Hy het my introduce aan baie cool stuff op 'n baie jong ouderdom wat ek graad 1, 2, 3 was. Wat ek op sy laptop sou spring en kan of net die musiek gaan luister wat hy daar op het en so like ek was 'n massive Lars Ulrich fan in die laerskool, dis Metallica se drummer. Metallica, okay. Ek weet nie regtig hoe ek so connected met Metallica nie. I mean, dit is 'n legendary band, ek sê it's love, maar hoe ouer ek geword het en hoe meer ek begin leer het van drums, kom ek agter mense tune eintlik nogals vir Lars Ulrich. Like, I see known as hierdie amazing drummer, en hy's actually mense gee hom so 'n bietjie gas oor, hy's nogal sloppy, hy's nie super tight nie, en dit werk obviously vir Metallica, maar ja, Lars Ulrich en Travis Barker en probably Jay Jordanson was like 3 baie jong, like van wat ek basically kan onthou van toe ek begin drums speel het. Wie speel die wat jy nou genoem het? Jay Jordanson was Slipknot eerste drummer. Hy's oorlede so 'n paar jaar terug. Maar ja, ook 'n insane metal drummer. So maar Travis Barker is definitief bo. En ek het obviously nou 'n paar ander groot inspirasies wat ook nou deel is van my lewe en my drumming carrière. My volgende vraag was, wie inspireer jou nou? So nou Travis steeds nommer 1. Ek dink dit sal ooit verander nie. Maar daar's so 'n YouTube drummer wat ek ook so 'n hele paar jaar terug discover het, Matt Maguire. Wat my actually in die content stuff in begin kry het. Hy is actually nou die 3de member van Chainsmokers. Al van actually 2017, 2018 af. So is al 'n lang tydjie. Maar hy het begin op YouTube. Hy het net dit van Australië af wat letterlik weekly begin ongelooflike goeie content eerstens uitgesit het. Never mind bio, hy het goeie content uitgesit. En hy deur daai content het hy die opportunity gekry om vir Chainsmokers te gaan speel. Wat nogals massive is. Dus ons is nou nie 'n punk band of 'n rock band of iets nie, maar ek is ook 'n fan van die electronic goeters met live drums by. So eintlik, ja, dit is Matt Maguire, daar's 'n ander dude, Luke Holland, hy het al vir Falling Reverse nou, maar ook op YouTube discover. Ja, nee, daar's actually baie. Ek het nie een spesifieke mens wat ek follow en presies soos daai mens wil speel. Ek het nogals klomp, ek vat my inspiration van klomp verskillende mense af en kind of bou maar my eie ding. Ek voel nog nie ek het deel van my eie styl nie, maar ek weet ook nie of ek ooit sal hê nie. Maar I mean, dit is daar's klomp verskillende bands, verskillende dudes wat my inspire, en ek kind of vat maar bietjie hier en bietjie daar, en probeer hierdie. Die ouens wat my inspire is baie beter as ek, so dit is nogals moeilik om op daai level te kom. Exactly, nou met die soundcheck het jy presies dit gesê. Toe iemand, ek dink iemand het sê hou van jou styl, toe sê jy figure dit nog uit, want jy vat inspirations uit soveel verskillende genres van musiek uit. En ek's links, maar ek speel regs om op die kit, so meaning, die kit is nou regs omgestel, so gewoonlik as jy iemand sien speel, hulle sal met hulle hande like oor mekaar speel met die regterhand op die hi-hats. Maar ek het al open-handed, want jy sal jou sterk hand is jou lead hand. So ek het so geleer speel. I mean, ek kan my regterhand ook lead, maar obviously is my non-dominant hand. So hy is so sterk soos die linkerhand. Hy is so kom nie so natuurlik nie. So ek dink dit is iets wat mense ook sien as hulle my sien speel, is iets wat die bias sien. Wat so oop speel. Wat mense wat oop speel. Ek weet David Klassen speel ook so. Yes, hy is ook links. So left-handed ouens speel most likely oop. Ja, want dan sê jy as die dag wat jy begin het, jou eerste teacher of iets jy geleer het om actually jou regterhand op te fokus wat jou swakker een is en te lead met hom en die hele tyd te begin met hom. So, maar ek het al eers 'n paar jare die Abbe wie ek les gekry het, my baie geleer, maar hy was nie regtig gefokus op
regterhand nie. O. So I was just like, whatever, begin net met jou sterk hand. Ons gaan net al die Ja. exercises sê met jou regterhand begin, maar begin net links. Okay. So ja, dit raak nogals moeilik as jy nie Ja. van die begin af fokus op jou swak hand nie. Dan na so 10 jaar of iets as jy dan 'n bietjie wil begin werk aan die eie keer dan jy al van voor af begin met Van jou voor af met jou begin. swak hand. Ja. Is interesting. Ek het nie dit geweet nie want ek het al gesien ouens speel oop of so. Dit is nogal surprises. Dus as ek nou vir jou basic groove leer op die kit en jy leer met jou sterk hand, Ja. jy's regs. Ek's regs. Ja, so jy leer met jou sterk hand, jy doen presies dieselfde groove, maar jy leer dan met jou linkerhand. Jou brein gaan vir jou sê dit is 'n heeltemal 'n ander task wat jy moet complete. Dus Ja. dit is om like daai te doen Nee. en dan dit ruil na. Ja, It seem easy, maar as jy agter die kit sit en actually dit begin doen en jy het nog nooit tyd aan dit spandeer nie, is dit nogal so 'n triekie een en ek Ja. sien dit in my studente ook. So Is dit, ja. ek draai nogals fokus op die mense wie ek teach, like al twee hande is ewe belangrik. ja. Ja. Dis belangrik dat jy dit nou noem want ek het vergeet jy teach actually ook. Ek meen Ek het doen. is dit maar net variety van ouderdomme van jongs uit So, enige ja, dit my jongste enetjie is probably wat hoe is mens in graad 2, 7, 8 jaar oud. Dis toe jy begin speel het. Ja, 7, 8 jaar oud en dan het ek het my private students het ek ook mense wat in hulle 50s is met 50s. Yes, So ek het nou nog nie 'n 80-jarige nie, maar Ja. Wel, maar nee, dit is van baie klein tot obviously die kleintjies is maar ek bedoel die ouer mense doen maar meer vir hulle self. Dis maar Ja. like a fun hobby. Ietsie wat hulle love music, hulle het 'n interest in Ja. geraas of hoe drome werk of iets dan kind of boek hulle maar vir hulle self lesse om te kom speel. ja. So hulle kom nou nie om shows te kom doen of although ek het students wat ook graag wil in die session game inkom en daai tipe stuff, maar dis maar 'n groot variety van ouderdomme. Enigiemand is welkom. Enigiemand welkom. Ja. So as jy drums wil doen, kontak vir Vroeër jy Pierre. begin hoe beter. Exactly. Ek wil gebeur hoor, is ek reg as ek sê jou professional journey het begin by John Boucher of het jy vir iemand voor hom gespeel? Dude, so ek sien dit as ek het voor hom al gejol op stages en stuff, Okay. maar nie vir geld nie. Nie vir geld. So John was my eerste session gig. Soos Okay. wat ek vir 'n artist speel en nie vir 'n band speel nie. Ja. So ek het voor John ek het in 'n band gespeel 2014 tot 2020 omtrent. Ja. Daai jaar dat ek saam John begin speel, het die band al klaar so 'n bietjie net minder begin speel. Maar was dit Held Until May? Dit was Saam al met Erik. Erika? Yes, al Erik. Ek weet van die yes, band. Ja, Erik, want Tian en Arne. En ons al drie is actually nou nog steeds in die industrie. Nie noodwendig Playwise nie, alhoewel Arne is, hy Joel vir Robbie Dromme. ja. Sy het gesing en gitaar gespeel die band en Ja. Joel hy drums vir Robbie Wessels. Ek ken julle almal. Julle is almal lekker ouens. Ja, so dit is my baie cool dat ons actually nou nogal, yes, dis nou wat 12 jaar later wat daai band begin het. Ja. Wat ons almal nog steeds kare van dieselfde kringe is en nog steeds mekaar gereeld sien. Ja. Want die band het nie noodwendig opgehou omdat daar ek weet omdat daar moeilikheid was of dat ons issues gehad het of iets. So, daar was seker maar hier en daar 'n bietjie issues waar die goedjies begin het, maar almal het maar kind of hulle eie paadjie gegaan en ek voel ek was die enigste een wat al van like 'n vroeë ouderdom regtig musiek wou doen en like Ja. alles insit om musiek te doen. Nie dat ek sê die ander wou nie, maar Ja. hulle het so ander side projects ook gehad happening waar my focus was drums en of dit met 'n band is of met 'n artist is of met die is like ek Ja. wil drumme Joel en myself kan sustain met drums. Ja. Maar even voor Held Until May was ek in 'n band. Ek het dit gejoin graad 8. Jo. En dit was 2011. Okay. En actually ook saam Arno wat in Held Until May gesing het. Ja. So hy was saam met my sussie op skool. Hulle is dieselfde jaar gematrikuleer. En daai band se naam was Lecture This. Lecture this. Dis ook alles Arno gewees. Arno het die musiek geskryf, die idee gehad van wat die band gaan wees en hy het die members van dit so gescout en ingepul. Ja. Ek het Lecture This opgehou toe ek graad 10 was, 2013 en toe kort daarna het Arno met 'n nuwe project begin. Is dit? Toe het hy my by die kerk gekry en gesê ek moet luister na hierdie song wat hy produced het by 'n ou of recorded by 'n ou en hy wil hoor of ek keen is om te join. Ja. En toe, at the time was dit die coolste wat ek nog ooit gehoor het van 'n local Engelse punk band. Ja. Wel, Suid-Afrikaanse Engelse punk band. Maar daar's nie baie van hulle in my tyd nie. Daar was seker maar 'n bietjie meer voor my tyd, maar Ja, vir my I tyd mean, kan ek onthou. ook nie super baie eers nie. I Tweak. mean, So wie ek kan onthou. Twee Crash Car Burn, Fuzzy Gish was obviously, hulle het ook nog ons gedoen langer terug. Ja, dis wat ek onthou my. I mean, tyd. Fuzzy Gish was just like die ouens wat folk of hulle se inspiration en stuff toe hulle 'n bietjie jonger was. Ja. Voor folk of begin het.
Maar ja, so ek het al my gedoen 2014 tot 2019, 18 wat ons dit actively gedoen het. En ons het so 60, 70 shows 'n jaar gespeel. Sure. So dis nog steeds 'n weekly base wat ons gejol het, maar baie van daai shows was empty bars vir die sound engineer en sy wie ook al saam is daar. Ja. Ons het hier en daar lekker shows gejol, so ons het so 'n bietjie blootstelling gekry en actually nie bad gedoen nie, maar dis maar 'n punk rock band in Suid-Afrika te doen is jy gaan nie geld maak met dit nie. Dis nie noodwendig vir die geld wat mense doen nie, maar eventually wil mense ook maar as jy wil musiek doen vir 'n lewe, moet jy eers begin geld maak. En like ongelukkig die punk scene is net nie of die metal of rock scene is dit nie groot genoeg in Suid-Afrika nie. So John Boucher was die eerste hoe kan ek dit sê, proper official like session paying gig. En nogal 'n mainstream artist ook. Ja, dit in die tyd wat ek hom gejoin het, dit was net na sy 12 rondes album uitgekom het. En daai was, ek onthou dit baie goed at the time. Daai was obviously baie excited. Eerste keer dat ek vlieg vir shows, eerste keer dat ek actually geld kry vir shows. Dis nie super baie nie, but I mean vir my was dit enigiets om net te betaal te word om actually op 'n stage te gaan sit op die jam, was vir my awesome. En jy toer, jy sien verskillende plekke. En ek onthou daai 12 rondes van John het at the time nommer 1 gegaan. Toe was die CD's nog 'n thing. CD's, so Musica en daai shops het nog bestaan en like ek onthou met daai week van die eerste shows, ons het in wat se Jamrock Theater, ek weet nie of dit nog bestaan het, daar in Brackenfell. Dat was obviously voor die Hero story en al daai stuff. Dit het so 3-4 aande in 'n ry gespeel daar wat uitverkoop het. En maar ek het daar nog so in die shop ingeloop en Cannabis CD was nommer 1 gewees. So ek sê dis was pretty cool. Ek het eerlikwaar nie veel geweet van John voor ek gejoin het nie. So ek het nie regtig Afrikaans, luister nie regtig Afrikaanse musiek, al commercial Afrikaanse stuff nie. So ek het also blindly dit ingegaan. Ek het deur Rudy teen R5. Hy het my klein geld. R5 klein geld. Hy het my in die John gig ingekry. Want ek wou juist vra hoe het jy vir John ontmoet, maar dit is deur Rudy. Rudy, so dit ek het 2018 toe Rudy my, so ek dink hulle het 'n Woensdag geshoot en Rudy my Dinsdag gemessage. Hy sê bro, wat maak jy môre? Ons korte, ek shoot 'n music video saam met die artist van wie ek speel, John Boucher, en dit was die eerste keer wat ek die naam gehoor het. Soos ek sê, ek luister nie regtig Afrikaanse stuff nie, so ek was glad nie bewus van wie is die artist en wie doen goed en wie bla bla bla. Ek het glad nie gevolg wat gebeur het in die Afrikaanse scene. En toe sê hy vir my, hierdie artist John Boucher, soeke jong, alternative looking drummer. En hy dink ek's 'n goeie fit vir dit. So toe sien hy vir daai video en die volgende oggend ry ek Johannesburg toe daar Fourways en daai classic woud waar so baie mense al daar gesien. Natuurlik, vir onthou hom jonk. Yes. Onthou hom jonk is die waar ek John ontmoet het en die eerste keer te doen gehad. By daai music video. Yes. Dis insane. So ek het al opgedaag met my drome en stuff en toe kom John en Rudy aan, toe ontmoet ek hom en soos like, okay, cool, kom ons shoot 'n video. Let's go, En dit was 2018. So dit het al 'n bietjie gepraat van hulle wil shows doen 2018 en ek is soos like, ek gaan dit nie force of iets nie. As dit gebeur, as hy reg voel vir dit, dan sal dit gebeur. En dis so 'n jaar later, ek het Maart maand 2019, het ek vir John begin speel. En toe die hele jaar saam gespeel, dat jy so elke maand so 7 na 10 shows roughly gespeel het. So dit was my eerste in die industrie en ek voel dit is die eerste keer waar mense in die industrie ook van my gehoor het of begin sien het, want soos ek sê, ek was glad nie in daai klik of in daai kringe nie. Ek was meer maar in die alternative scene wat baie klein is. Die Afrikaanse scene is klein, maar die alternative scene is nog baie klein. En voor ek na die volgende vraag vir, dis interesting want my journey in die musiekvideo wêreld het ook by John begin en Rudy het my ook aan John voorgestel. Dis John, ek love hom bro. Hy is die feit dat hy my gesien het vir wie ek was of like dis nie regtig iemand wat pas vir daai project noodwendig nie, maar ek weet nie, hy het obviously iets gesien en iets gevoel en hy wil hierdie ek jou kans gee om saam te begin speel en ek obviously gaan nie die opportunity vat en dan dit nie proper doen nie. Exactly, dat was obviously die eerste keer dat ek nou gejol het saam met artists, so ek het baie geleer uit daai tyd uit. Maar die feit, ek voel John is nogals iemand wat, hy scout iemand, hy sien iemand en hy kan wil daai persoon 'n opportunity gee en dan is it up to you wat jy maak met dit. Like, gaan jy om happy hou en hy gaan jy ander gebruik of gaan jy rond neek en
Hy gaan so subtly iemand anders begin gebruik. Ja, minder sessions en so aan, en dan skielik nie meer nie. Die COVID stuff het maar die John goeters heeltemal, dit was die einde 2019 wat die sprake so begin het en toe begin 2020 die COVID goed gehad en toe obviously change alles. En ek was nie rarig in die industrie voor daar nie, so ek het at the time nog met my ouers gebly en nie daai tipe responsibilities gehad nie, so vir my so erg het nie, maar Ons het op dieselfde tyd amper begin ek en jy. Ek het so 'n bietjie foto's geneem voor dit, maar my music video career het ook 2020 begin en COVID. Nee, voor. Ek het so net voor. So John se music video wat ek gedoen het was my heel eerste een. Was dit die ene wat hulle so op die daai pan vlaktes die gesprek. As ek daai music video kyk, cringe ek. Want dude, dis bad. Ek het eintlik niks geweet nie. Toe John my vra om sy music video te shoot, dis ek soos ek kan nie music videos doen nie. Hy soos nee man, jy het die regte kamera, jy sal dit kan doen. Ek sê wys. Ek soos ja, ek weet nie, as ek dit opvoeter, jy's nogal 'n mainstream artist, jy weet. Ek dink toe vir myself, can't take risks with this guy because hy's 'n groot kunstenaar. Ja. Maar hy het my die kans gegee en ek is baie dankbaar daarvoor. En hy het my geboek, maar ons het eers 3 weke later geshoot. In daai 3 weke doen ek research, YouTube tutorials. Ek vind soveel as wat ek kan uit van as you should, dude. Dit is wat behels musiekvideo's. Koop vir my 'n gimbal want ek het nie eens een gehad nie. En hy was obviously happy met die video. Maar dit was crazy want ons het die video geshoot en 'n week of 2 later toe kom ek Pretoria toe en ek by sy huis in Pretoria, ons was besig met die final changes op die edit. Toe announce hulle lockdown. So my career was een music video sterk, toe eindig toe begin lockdown. Nice. Dit ek like om te sê my career het eintlik wel begin ook na lockdown in lockdown. So I mean ek het baie drums vir Joel en shows gespeel al voor dit, maar die actual stuff wat begin gebeur het was definitief van 2020 onward. 2020 was 'n groot jaar vir my. Wat deure oopgemaak het deur in verband met daai content. Ja. So sê vir my toe jy voor ons nou aangaan na jou volgende chapter toe. Hoe was dit vir jou want jy's baie inspired deur punk en rock musiek en daai is die tipe goed wat jy geluister het en ek neem aan wat half jou styl so 'n bietjie gedevelop het. Nou moet jy vir 'n ou gaan speel wat Afrikaans musiek doen wat jy glad nie ken nie. Culture van fans en goed wat jy glad nie ken nie. Hoe was daai hoe het jy aangepas, want dis nou niet. So dit vir my, I mean, essentially is dit vir my, as ek drummer kan speel, maak het aardig saak wat sy style, obviously 'n style wat ek kan speel, en nie klomp samba of Latin en jazz, daai, wanneer my vrou met dit doen nie, ek het probeer al, it's not me. No, that's not you. Maar so vir my is dit like, maak nie saak wat sy type gig ek speel nie, as ek drums speel, is dit vir my lekker. So dit is vir my lekker om net agter die kit te wees en actually te jol. So like, obviously gaan ek nou sekere style of sekere goed hê wat ek meer van hom te speel as ander, maar dit is soos ek sal nooit 'n gig gaan speel ek sê ek wil nou weer gaan drums speel. So ja, sodra jy daai gevoel begin kry vir iets wat mens doen, dan dink ek moet jy maar net ophou. So dit was vir my 'n bietjie, ek weet nie hoe om dit te sê nie. Ek dink dit was omdat dit die eerste gig was vir my en ek was nog nie regtig blootgestel aan, ek het nog nie met iemand gespeel wat actually 'n fanbase het en ons actually mense wat na die show toe kom vir hierdie kunstenaar. Dit was vir my nogal skuld om te weet jy kom na 'n show toe of jy gaan na 'n venue toe en die venue is uitverkoop. En mense kom vir hierdie kunstenaar vir wie hy speel. So dit was 'n bietjie van 'n, hoe sê mense, like, it was like bietjie hype gewees rondom dit. Especially vir my wat nog nooit hierdie tipe goed gedoen het nie. So en wat ek vanuit like die fans wat John het is eerstens baie committed aan sy music wat awesome is, like hy het baie sterk en goeie like fanbase, like hy is nie deel van die klik nie, hy is baie op sy eie mission, maar I mean, almal weet wie hy is en sy monthly listeners en sy videos en alles doen amazing, dit is eintlik nogal crazy. So wat ek, vir hoe ek like en is, voel ek is 'n goeie ding vir die Afrikaner gewees, of is, want gewoonlik sal altyd opies iemand soos my sien en like, hulle is like, hierdie ouetjie like of 'n bietjie paar goed foute met hom. Kom ons hoor 'n bietjie wat gaan aan in sy lewe, is hy okay. En dan chat ek met hulle en dan kom hulle agter dit is eintlik 'n lekker braas. Hy hou ook van brandewyn. Exactly. Hy hou ook 'n bietjie van twak praat. Exactly. Like, so ek nie wat ek like. So ek dink daai wat vir my die coolste ding van John is om soms so iemand te wees wat seker Afrikaanse stuff doen oor
oor die bos en oor jag en oor hierdie en daai. Ja. En ek het glad nie daai look nie, soos I mean ek dra nie vellies of daai nie, two-tone vibes of goed en niks teen dit nie, maar dis maar dit Dis nie wie Ons jy sê, is ja, nie, it's not really me. So die feit dat ek soms so Afrikaanse artists kon speel en actually bietjie met die fans van hom kon praat en hulle kon Engage. sien. Ja. It's actually okay. It's Ja. actually okay. Dis gewoonlik wel 'n ouer generasie wat daai perception het van mense met tattoos en piercings en Ja, en ek het hare gehad at the time. Ja. Dat ek gebleach het, so ek so wit hare gehad het en Ja. so hulle was obviously jy sien my in hierdie by John show, so was like jy like bietjie verlore of iets. Sal my maybe bietjie tune vir die show en dan sien hulle oor dis die dude wat actually drums speel en dan Ja. weirdly as hulle fine met my naughty Na show. die tyd, want dan sal hy instantly 'n fan, ja. Sure with me. Hoorie so, toe ek kan nou nie onthou nie, na John, ek weet jy het 'n paar keer gesession, ek het jou gesien, jy het al gesession vir 'n paar ander mense, maar wie was eerste, Franny of Zaan? Franny. Hoe het dit gebeur, die Fransjo dude, van Coke storie? Ek het voor ek Fransjo gejoin het, dit was 2023, so dis nou so amper 3 jaar terug, wat nogals crazy is. Dis die langste wat ek al vir enigiemand gespeel het, en dis nogals vir my mal dat dit Fransjo van Coke is. Ja, I mean, So ek het 2020 het ek niks gegig nie. Daar was ek het so 1 of 2 online gigs gedoen met die Held Until My band wat ons het vir die fun gedoen het want mense toe mos daai jaar het hulle want jy kon nie shows hou nie. nee, soos live shows of Ja, gestream. jy het 'n venue gekry waar daar niemand is nie en dan kry jy mense met kameras en ons het mense geken wat ons kon help met die Held Until My stuff. Nie dat ek dink enigiemand buite ons familie en 'n paar vriende het gekyk het nie. Maar dis basically al wat 2020 gebeur het. En toe 2021 wel, ek het 2020 ongelooflik baie YouTube video's gepost. Ja. Ek het so, ek dink 51, 52, ek het daai ene week gedoen. Ek dink actually ek was een short. Die laaste ene wat ek wou doen was 'n Foo Fighters song en ek was nie happy met dit nie. En toe sê ek dis whatever. 51 video's vir die jaar is goed genoeg. Exactly, jy het 1 week afgehad, ja. En in 2020 en 21 het ek het baie toe 'n gap, soos wat ek vroeër gemention het van daai Matt Maguire drummer van Chainsmokers so uit die gig gekry het. Ja. Pas deur op socials en op YouTube video's te post en artists te tag en dan hopefully sien iemand dit of dit kom by hulle uit en Ja. en toe het ek besef daar's 'n gap in die Afrikaanse industrie. Daar's nie regtig mense wat drumcovers doen of wat goeie drumcovers doen nie. Want dis een ding om 'n video uit te sit en dit klink nie great nie of like nie great nie. Ja. En dan gaan as 'n kunstenaar dan sien hulle gaan vinnig interest verloor. Maar Exactly. as jy 'n video uitsit en dit klink cool, dit lyk goed, die artist gaan dit moontlik reshare. En as hy dit reshare, dan is ook 'n baie kunstenaars wat dit sien Wat dit sien. en dis kind of dit vir my begin het. Ja. Hoe ek die gigs regtig begin kry het in die Afrikaanse scene is deur social media net video's te post. So ek het toe 21 van Danny Smoke begin speel. Ja, So dis Danny waar, Smoke was ja. actually my eerste gig na John na 2019. Wat ek vir dit was die tweede artist wie ek begin speel het. En vir my was dit ook pretty cool want Danny is 'n known name onder almal in die industrie. Ja. Like nou nie noodwendig at the time, hy's nou 'n bietjie groter met sy music, maar at the time was nog redelik net. Ja. Hy het jou lippe uitgebring. Ja. En toe kind of hit COVID net. Ja. So daai song het goed gedoen, goed gedoen. Ja. En toe kind of hit COVID en toe kind of breek het al daai momentum. So toe moes half so van voor af begin met die project weer opbou. Ja. Maar ek het geweet at the time, soos ek gesê, al die kunstenaars omdat Danny deel is van die Afrikaanse groot gang ook en hy daar al 'n paar jaar gejol voor ek gejoin het. Al die musos ken hom, al die kunstenaars ken hom, so ek het geweet hy's 'n well-respected ou in die industrie. So vir my was dit ook nogals pressure. En ek het toe ingevul vir Warren, of nie ingevul nie, ek het hom replaced, want hy het, as ek reg kan onthou, het hy Demi Lee toe gegaan daai tyd. Dis korrek, ja. So toe het obviously kort Danny nou 'n drummer en hy het my video's gesien op Instagram en toe het hy my benader, is dit die woord? Ja, benader Yes, dat is een mooi uitgereik, Afrikaans uitgereach praat na jou hier. toe. Ja. Ja, benader. En toe het ek saam hom begin speel, seker vir so, ek wil sê so 5-6 maande. En in daai tyd wat ek saam hom gespeel het, was daar 'n spesifieke show wat ek gejol het saam met wat Jewels ook op die line-up was. Jewels fantasties. Fantasties, ja. En toe daai dudes my sien speel saam Danny en dit ek so vroeg 2022. 22 was kind of my breakthrough jaar met die session goeters. Ja. Ek het daai jaar so 130 shows gedoen vir Ja. so 16, 17 verskillende artists. So Wow. dit was nogal so baie dankbaar vir die jaar. Dit is locally in Suid-Afrika was daai definitief die jaar wat kind of my so bietjie op die map gesit het. Mainly in die Afrikaanse scene, maar so bietjie buite dit ook. Bietjie, ja. So ek het toe
vroeg 2022 het ek saam Hewels 'n paar gigs gespeel. Daai hele jaar het ek so 'n paar gigs saam hulle gedoen as at the time was dit Sheldon en Werner wat gespeel het. So Sheldon was at the time ook Fransjo van Kerk se drummer en Hewels fantastiese drummer. So altyd op dieselfde tyd. Jo. So hy gewerk het is like die artist wat eerste boek, hy speel daai gig en dan het Werner die ander gig gaan speel. So Werner en Sheldon het altyd kind of Franny en Hewels gedoen evenveel, want dit was die hele tyd so. Sheldon was first priority, obviously hy was geboek vir die shows. Wat is ek gemention as Hewels om eerste boek, dan speel hy saam Hewels, was Franny om eerste boek, dan speel hy saam Franny. Dan speel Werner die ander ene. So dit al daai tyd gekom wat Werner nie kon Joel vir Hewels as Sheldon nie daar is nie. Dan kon dis nog like, iemand. Wie nou? For some reason was ek 'n naam wat opgepop het in Peer se kop wat vir my ek het 'n baie vivid memory. Ek het by Bosvelder gesit aan Centurion sommer baie in 'n bier gedrink. Toe ek 'n message van Peer afkry om my te vra oor die Hewels cake. So die Hewels cake was die eerste groot ene vir my. Ja. Was dit Liefde by die Dam? Dit was my eerste een saam Hewels was actually Heroes geweest in die Kaap. Wow. So maar ek het kort daarna Liefde gejol. Dit was seker my derde show, my tweede show in saam Hewels toe. En my eerste Liefde by die Dam, dus speel ek dit saam Hewels fantasties en Bernice West actually. Natuurlik jy het vir ook gesê op stadium, ja, so 2022 was daar nog ons 'n paar name. Die main ene vir 22 was Bernice West. So ek het vroeg seker ook hier by Februarie Maart saam haar begin speel en ek het al nogals hoe kan ek sê, gereeld gemessage of iets om, dit was een artist like, like, I discovered it, dit is nogal so cool, nuwe Afrikaanse sound, wat ek nie ken in Afrikaanse musiek nie, so dat was vir my, en ek het my actually al staf gewys, ek dink dit was die hart gewees, so die eerste, nee die Sonneblom, ja, Sonneblom was die eerste in die jaar, Sonneblom? Ja, Sonopblom, ja, dat was die groot, maar die hart was so half bietjie van 'n alternative sound, en die video het sy like energy gehad, so ek sê, hierdie is pretty cool. I think ek wil videos post van haar en kyk of sy my wil book. En sy was at first, like, sy's nogals bang vir my, vir hoe ek like op Instagram, like soos die intimidating. Rowwe ou. Ja, which I mean, I can be, maar ek is glad nie. Jy is nie, jy's ek's baie chilled, ek's baie chilled. So ek het die Bernice gig gekry en dit was die main ene vir die jaar. Vir 2022. En dat ek so alles so in between, Janie Buys, St. Peter, Biggie, Elandra hier en daar gedoen ook. En tot en met like, einde 22, dink ek, wat ek Bernice gedoen het. En toe, was jy 'n vraag, het ek die Franny gig gekry? Ja, hoe het jy die Franny gig gekry? This is, sorry, it's a long antwoord, it's all leading up to it. So ek het toe, Bernice gedoen vir 'n lang tyd in 2022, tot en met, seker September, so kan ek reg kan onthou. En toe was daar maar net ek het 'n bedrag gekry vir 'n show, maar ek wou meer gehad het. En ek was fine in die begin met dit. En toe in die einde toe dat ek die hele tyd na elke show dat ek begin mention, like ek sê actually my fee, ek wil nie meer vir minder speel nie. Omdat ek wil nie cocky of iets klink nie, maar ek was in demand gewees. En ek is iemand wat glo you gotta know your worth. Ja, exactly. So, especially denk met session music, hulle is nogals bang om meer te vra as wat as jy nou jou prys gee en die kunstenaar sê nee, ek kan net hierdie doen, en hulle bang om te staan vir dit. Maar dan gaan die kunstenaar na iemand anders toe gaan. En vir my was dit soos like ek het try daai change. Ek seker daar's 'n paar ander dudes wat dit ook begin doen, maar dis definitely vir minority, maar vir my feel like as jy regtig jou worth ken en weet jy prep goed vir 'n show en jy daag, jy's nooit laat nie, jy's altyd voorberei. Dan kan jy obviously maar bietjie meer vra as mense ook weet van jou en as jy bietjie soos ek sê in demand is. Exactly. En I mean daai chat het maar net nie, dit was nie 'n bad, was nie bad uit mekaar uit gegaan of iets nie, is nou nog steeds baie chill met mekaar, maar daai was maar net so half like, at the time, so ek gevoel, obviously die finansies kan nie daai doen nie, en bla bla bla, en toe kom Warren vir Bernice begin speel daai tyd, maar like, en daai presiese week wat ons die chats gehad het, ek en Bernice, toe Franny my gemessage, en dit was 8 maande voor ek my eerste show saam gespeel het. So dit gee net 'n idee van hoe on top of it is Franny met sy staff. So dis nie van hy doen dat kort volgende maand 'n drummer of iets is. Hy het nou al in Augustus, September die vorige jaar geweet. Sy drummer maak klaar die jaar en sy laaste, daar is al 'n paar shows geboek met Werner vir die begin van 2023.
So my eerste show was April gewees. Soos 'n korte drummer oor 8 maande. Ja, Basically. en obviously vir my wat groot geword het met Folk of Polisie Kar en like way te jong daar begin luister, sonder dat my maale weet. Ja. As 'n gevolg van my broer. Is gevolg van die Baie broer. bly my broer my introduce aan daai git. So dit het ek al 8 maande gehad om te prep vir die Franny gig wat ek Yes. asof nooit in my lewe, wel die Jewels gig en die Franny gig was probably die twee wat ek die meeste al Massive. die hardste voor geprep het. Yes, So man. dit maar net deur ja, so altyd die antwoord is ek het baie gegig 2022, paar shows gedoen, ek wil Franny op die line-up was en ek net maar net my dae gesien en hy het my dopgehou op die social media. Like Franco is iemand wat hy weet alles wat in die industrie aangaan. Ja. Baie sadly, maar hy is nogals on top of it. Hy mis niks nie. Hy's Ja. baie inspiring vir my. Dude. Hy operates. Sy hele team is like hulle hulle Hy doen hulle goeie half-ass nie goed nie. Ja, hy's 'n smart ou en hy Baie, en hy dude, doen baie, goeie ja, dis- research. Ja, en- daai hele groep van hulle is almal obviously independent. Very Hulle is so professional, deel yes. van 'n label en stuff, nie, maar Ja. hulle handle dit ongelooflik goed. Dis baie inspiring vir my. Dis lekker om die alternative scene in Suid-Afrika te sien na die mense. Mense dink nog ons die alternative mense kan bietjie all over the place wees. Maar Wel, dis maar net die misconception wat daar is dat nie alle rockers en ouens met baie tattoos is mean wille ouens nie. Daai is almal professionals. maybe back in the day was dit die vibe. Die Miskien. bikers, I guess. I don't know. Dis ook net ek mag dalk verkeerd wees. Ek Ja. sit te involved met the heavy bikers nie, maar hulle is pretty scary. Mens kry scary. Ja. Hoorie, en dan jy was op toer saam met François oor see. Jy het vroeër gepraat, julle was in Engeland. Dude, dit was eintlik laas jaar 2025 dink ek was die beste jaar wat my drums al vir my gegee het. Ja. Wat ek baie dankbaar vir is. Dit was my 20ste jaar van drumme speel. Ja. En dit was my eerste keer wat ek oor see gegaan het met drums en ek was actually ons het Australië gedoen, ons het Nieu-Seeland gedoen, Engeland, Nederland, Abu Dhabi en Namibië. Maar Namibië is seker maar net 'n extension van Suid-Afrika. Van Suid-Afrika, ja. Maar ja, so ons het vroeg laas jaar het ons 'n 2 weke toer in Australië en Nieu-Seeland gedoen. Maart maand op die tyd laas jaar. Ja. En dit was awesome geweest. Die travel was wild en ons het 5 shows gespeel en soos 12 dae, 13 dae, so was dit 2 dae by 'n plek en dan vlieg jy weer ergens in. En van die vlugte was nogals ver. En dit ons September het ons Engeland en Amsterdam gedoen. Wel, Londen en Amsterdam. En ek het toe, dat was Frans van Kyk en Karen Zoid, het ek vir albei gespeel. Oh, cool. So ja, dis ook actually 'n naam wat ek toe op die lysie kon sit, is Karen Zoid. Wat dit is dis good wat op die lysie te hê, maar om eerlik te wees ek flex vir al die hele tyd vir haar. Hoe so? Ag, ek dink Franny is van my mense. Hulle is jou mense. Hulle is jou ons mense. verstaan mekaar, ons verstaan Ja. mekaar. Ja, geniet in te veel veel detail. detail ingaan nie, Jy maar hoef nie. en dit was awesome geweest om actually daai songs van haar ook te Joel live. Like, Ook dit is iconic ou goed. 100%. Ja, en Mense sy het obviously ook 'n generasie geskep en kind of stuff nog ons gechange Ja. and always a female rocker. Ja. En so vinnig oor die Engeland ding. Ek weet jy's 'n groot Man City fan, Manchester City. Wat jy Ek was het die treble hier so op my ribs getattoo. het jy. Dis cool. En ja, was by watter stadion was jy by? Wat So ek was by hulle home stadium. Ja. So dis die Etihad in Manchester. So en dit was Manchester City teen Manchester United. So dit so is dis 'n die groot een, hè? massive een. En dit was my eerste keer dat ek ooit City gekyk het. En dit Jo. was nogal so dit was 'n dit is ook nou eintlik nogal so, ek wil nie sê 'n lang storie in my, maar complicated eerder. Ja. Want ek sou originally City teen Arsenal gekyk het. Dit was die plan in Londen. Ja. Omdat ons het 'n Vrydag Saterdag gespeel, so Londen Amsterdam, en toe die fixtures nie uitgewerk dat ek daai eerste naweek die game kan kyk nie. Ja. So toe beplan ek om vir die week te bly en die volgende naweek Saterdag die game te kyk en dan die Sondag terug te vlieg Suid-Afrika toe. Ja. Toe boek ek vlugte, ek boek 'n hotel, want met die sokker jy kan eers vir 3 weke voor die tyd 'n kaartjie koop. Jy kan nie al lank voor die tyd, omdat dit so in demand is. Dis nogals die mense is massive fans. Hulle is nogals daai hooligans thing is a real thing. Ja. Dit is eintlik pretty scary. So ek boek toe vlugte, ek boek accommodation, ek kies toe die kan dit nie skuif nie, want ek gaan definitief die game gaan kyk, ek gaan definitief. Vandag is 2 weke na die vlugte geboek het, to change die datums van die games. Oh. Toe skuif die Saterdag game maar die Sondag toe, want ek het terugvlieg Suid-Afrika toe, dus ek kan definitief nie my international vlug skuif nie. Dit gaan te duur wees en ek sal klaar dan 'n ekstra week daarso wat nogals pricey is. Ja. Maar toe werk dit uit dat
die Manchester Derby wat op die Saterdag sou wees vir die eerste naweek en toe na die Sondag toe geskuif vir die eerste naweek. So toe gaan daai tyd actually oop, so ek sê wel nou kan ek daai game gaan kyk. Okay. Maar ook ek het nie geweet, obviously ek het nie was nog nooit daar, nog nooit sokker gekyk nie. Ek het nie geweet met die groot games is dit nie almal het access na die kaartjies nie. Ja. So nie net enigiemand kan koop nie. Ek het toe eers so 3 weke voor die tyd besef, toe sien ek gaan lees ek weekend ek sê kom sekerlik om kaartjies te kry. Ja. Toe check ek hulle sê jy moes at least 3 games gekyk het die vorige season om access te kry vir daai game. So dit het ek so 'n bietjie begin stres. Toe onthou ek een van my students het familie wat actually betrokke is, CFO of iets van City, wat actually nogal so groterige iemand is wat betrokke is by die klub. Ja. Toe vat ek 'n groot kans, vertel van my storie, like ek het klaar my vlugte geboek. En toe het ek nuwe vlugte gekoop Manchester toe, want obviously die Engeland eenheid toe geskuif en dit kon nie uitwerk nie. En ek kon nie daai vlugte cancel nie, en ek kon dit nie change nie, omdat ek daai opsie gekies het. Yes. Ja. Toe koop ek 'n nuwe vlug Engeland toe, daai Sondag na die Amsterdam show. En toe sê ek vir hulle al die details, het hulle by die ou gepraat en hy was so baie nice en kon vir my ticket reserve. Okay. So ek was nog steeds betaal, maar ek het toe 'n e-mail gekry wat gesê dis is jou ticket vir die City game. Ja. Jy moet net betaal. En dat was actually ook nog ons 'n crazy story. Ek het Amsterdam Saterdag gespeel en toe obviously maar 'n bietjie gekuier na die show, bietjie later in die bed gekom. Ja. 'n vlug geboek vir 7:30 die volgende oggend, stupid, my fout gewees. En toe word ek toe nog oor 7 wakker van my alarms wat net aangaan en ek het deur hulle alles geslaap, which is not like me. Ja. Toe ek Rashak lughawe toe, ek kom daar by die lughawe en die mense kan sien ek is nogals tense and like pretty upset. Ek het my dame gebel en letterlik begin huil. Ja. Want ek was soos, ek gaan die City game wees. Ek het letterlik hierdie 2 shows wat happen, maar my trip daarna het ek beplan rondom hierdie game. Ek het so baie uitgesien vir hierdie gaan ek dit mis? Ja, like kind of mis ek my vlug. Gaan dit nie kan maak nie. 'n Nuwe vlug is like 12,000 rand. Ja. Vir 'n one way, dan is dit like 40 minutes van Amsterdam Manchester toe. Maar toe was die mense nice op die lughawe en like 'n uitsondering gemaak en ek kon toe vir so net onder 5,000 'n vlug gekry het. Sure. Wat steeds duur is. Baie geld. Maar I mean, all in all ek het dit gemaak. Ek het by die game uitgekom, alleen bier gedrink. Gelewe. Heeltemal onnodiglik baie merch gekoop. Wel jy moet, jy's die eerste keer daar. Ja, dude, en daai shop by die stadium is dis hier is ek gewoond jy loop by 'n winkel en by Sportmans of 'n Total Sports of whatever en jy sien so 'n paar home and away kits dalk wat hang, maar nie met name op nie, nie met nommers op nie, net die kits wat hang, maybe in jou size jy lucky is. En daar sou loop jy in die winkel in en dis net City kids, orals met almal se name op. Jy het opsies, hulle het vorige seasons se stuff, hulle het vintage kids, hulle het Sarbe beanies, dit is ek sal baie maklik 100,000 rand op binne kan spandeer as ek die geld het. Easy. En het Man City gewen. Hulle het 3-0 gewen. Great. Ja. Dankie Haaland het 2 geskoor en Foden het 1 geskoor. Dankie tog. Nee, ek is ook pretty amped. Ek sou nogals bleek gewees het as hulle verloor het. Baie geld is om te kyk hoe verloor jou span. Ja, nee, daai ek het nog nooit in my lewe vir 'n dag so baie geld spandeer nie. Met die vlugte en die merch wat ek gekoop het, is dit eintlik maar 'n onnodige ietsie ekstra, maar dit is iets wat ek vir die res van my lewe sal onthou. Ja. Nee, dat was awesome. En actually daai aand het ek ook in Manchester 'n show gaan kyk van 'n artist sy naam is Knox. Okay. So Will Lindley het actually Europa en Engeland saam om getoer. Wow. So 'n paar weke voor ek Engeland toe gegaan het, toe chat ek met Will. Hy's ook 'n soccer fan, hy support Arsenal. Toe sê ek van wat my plan is na die City game, want ek sien Knox is ook in Manchester dieselfde dag wat ek City gaan kyk in Manchester. Yes. And to hy's just like, wait, what? Are you going to Manchester, like, for Knox? I says, yeah, why? He says, dude, I'm opening for him. Wow. So I says, no way. So dit was wel 'n G, toe kon hy my soort met kaartjies vir daai shows. Dit ek direk na die sokker. So in 'n bus in traffic, toe ek gaan by Maps so ver, so ek gaan uitklim. Toe klim ek uit, dit loop ek so halfuur na die venue toe. Toe gaan kyk ek die show daar met my volle City pakkie. Nice. Nee, dat was awesome, dude. Ek het die beste, wel, die meeste gemaak van daai tyd, van daai week wat ek daar in Engeland en Amsterdam was. I mean, ek gaan nie die eerste keer daartoe gaan net vir 'n dag of net vir 2 dae nie. Ek gaan maar 'n bietjie in skuld ingaan en 'n bietjie lewe. Jy sal weer geld maak. Ja, exactly. Jy kan altyd weer geld maak, maar jy kan nooit tyd terugkry. Ja. So, ek wil net terugkyk en wees like, ek moes dit gedoen het of ek moes dit gedoen het nie. So nee, ek het nou maar gegaan vir goud. Ja. Hoorie, voor ons aangaan na die volgende journey toe, wil ek net gehoor wat jou favorite Fransjo van Cooke song om te speel. Dis seker nou maar Komma, nê.
Nommer 1 is kom maar nie 'n Fransje van Kyk song nie. O, dis 'n polisiekar song. sy. Want ek wou sê daar's nie drums in nie. Ja, maar ons doen hom actually in die set, wel hulle doen hom, maar Hulle ja, doen ja. hom, ja. So as hy's in Fransje se set ook met die gevaar, Ja. maar die mense obviously soek. Hy doen so 2 Fogo Polisiekar liedjies. Ek skyn heilig en kom maar. Dis waar meeste van die tyd altyd in Frans se set ook, want mens moet Mens kan nie Mens nie. moet, dis Fransje van Kyk, dit Ja. is. Maar dan jy kry so baie mense was like, speel antibiotika, speel hierdie, is like, dude, dis vir die verkeerde Show, ja. Nee, ek joke so, maar ek weet daar's min. Ek sien altyd op die shows dan sit as kom dan chill jy bietjie, dan sit jy daar agter. Ja, dan So sal ek- ek gou badkamer toe hardloop, Ja. so 'n bier vat of whatever. Maar wat is jou favourite song van hom op die Joel, op die drums? Dit As daar ooit is. yes, ek love alles. Dit is vir my, maar as ek nou moet dink aan ene wat ons nie meer regtig in die set doen nie, is Momentum. Momentum is nogals 'n very up-tempo, lekker punk tune, vinnige, moeilike parts. Dit is jy moet nogals fokus om daai reg te speel en solid te doen. Maar in die huidige set sal ek sê ek lewe ek beloof is vir my nogals 'n is 'n lekker energy aan hom. Maar I mean Dagdrome is ook Epic. awesome om te Joel. En toe vind ek jou is 'n baie chill song, maar vir my is dit altyd baie cool om like en daai oomblik ek's net op die snare die hele tyd, maar like om die crowd te hoor en kind of Ja, want almal sing dan is so mooi saam. ja, dit is ek sal altyd met toe vind ek jou my een oor so 'n bietjie uitpop dat ek bietjie meer van die crowd kan hoor en dit is nogal so Dis special. ja, dis baie cool om vir 'n artist te speel wie mense so like hulle so passionate oor die songs en like hulle skree hulle lewe in daai oomblik. So dis my nogal cool om dit hier van bo af te sien. Yes, dis awesome. Maar nou wil ek gou aanbeweeg. Jy het van een van die mees bekendste alt rockers van Suid-Afrika wat nou François is wat al so lank in die land relevant is. Wat is lewe? Skuif jy na die een van ons nuwe rockers, die Zaan Sonnekus. Nou Jolly vir al twee van hulle. Ja. Kom ons chat super happy dude. Super happy met al twee Kom ons chat net gou oor Zaan Sonnekus. Ek meen hoe dit gebeur. Dit se Zaan, ek ken vir Duarte al vir lank, bro, die ou wat byspeel. Ja. So ek het hom 2016 ontmoet toe ek by TT Jazz gaan studeer het vir so 'n paar maande. Duarte was mooi gedissiplineerd en hy het actually die kos klaar gemaak. Ek het opgeskop so 6-7 maande in. So ek het daai tyd het ek vir Duarte ontmoet en Duarte was kind of my eerste link aan Zaan al seker 2018-19 wat ek begin hoor het van Zaan. En dit ek ook in COVID begin 2020 het ek 'n show gaan kyk by Bosvelder. Dit ek en my broer gegaan. I mean ek het toe at the time dans in Sheridan gebly, so was nie ver van Bosvelder af nie. En geweet Duarte speel vir Zaan en ek het al so 'n bietjie van die staf gehoor en ek gehou van wat ek hoor. En toe ek die show gaan kyk het, daar was letterlik 10 mense, including ek en my broer. So daar was die feel nie. Maar daai 8 ander mense wat daar was probably matriek eerste jaar en hulle het elke liewe song geken. So ek was nogal soos like ek was nog nooit by 'n show wat daar artist Joel en ons so min mense, maar elke liewe mens wat daar is ken elke liewe song nie. So ek sê dit is nogals you don't really see it. Gewoonlik as 'n artist speel by 'n plek en ons die mense is omdat mense ken nie die songs nie, so mense kom nie daartoe nie. So hy het al so 'n klein core following gehad wat my laat besef is just like daar's iets. He's onto something. Like he's onto something. Dat was 2020. Toe was dan al sprake gewees wat Duarte my gemessage het so 'n jaar of 2 na dit 21, 22 van die vorige drummer. Hulle wil hom uitskop, die bla 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 whatever. Dan bly hy, dan wil hy gaan, dan bly hy dan. So ek het just like I'm not forcing anything. Ek het ander gigs, weet dit ek is keen. Sodra die opportunity kom en sodra julle reg is vir my en kind of gedeel het met die ander goed wat hulle moet doen om my in die prentjie in te kry, I'm there. Dit gaan al 'n paar jaar verby wat hulle ouens nou met die vorige dude gejol het, wat ook van die begin af daar was. Hy was ook vir 'n hele paar jaar saam Zaan. Wat is Zaan as 'n bietjie begin hy het so lekker momente begin kry 2024. En dis ek kon dit begin nou te so. Ek kon sien op die socials en like by shows and stuff like jy kan sien ons 'n paar mense, nie die hele crowd nie, ek sien ons 'n paar mense wat regtig passievol is oor die liedjies. En dis ek dis like ek like dit nogals. Ek is Zaan is nog vir dieselfde age. Hy's 'n jaar jonger as ek dink ek. En toe ek het Friday gejoin 2023 en einde 24, November 24 het ek my eerste show saam Zaan gespeel. En dit het eintlik ook maar so oornag gebeur. Dit was nie 'n 8 maande in advance ding nie. Dit was soos 'n
die talks was daar, maar dan is dit like it's nie 'n definite nie, maar dit is wat dit is nie. En toe was dit so 5 dae voor die show, so like nee, jy jol hom. Jy jol, ja. So ek sê, oh shit, okay, Ja. dit is oor 5 dae, stuur vir die songs, dan ek maar begin prep. Ja. En toe van daar af, toe einde 24, toe het ek begin alle gigs doen wat ek kan doen. So obviously nou, Franny vat mijn prioriteit tussen die twee. Ja. En dan die shows wat Franny en Zaan op dieselfde dag geboek is, dan het ek iemand wat vir my instaan met Zaan. By Zaan, okay. Actually, ons nou 3 drummers. Wow. En 3 goeie dudes. So Zaan, ek is just like, shit. Hierdie ouens kan maybe my gig vat, maar ek glo nie hulle sal nie. Ja. Want ek wou juist vra, hoe juggle jy dit? Want ek kan onthou, daar was 'n video shoot wat ek saam met Erik hulle gedoen het vir Fransje van Coke by iets in Daan Boksburg. En jy het net voor die gig daar aangekom, want jy het 'n Zaan gig gedoen, nie ver van daar af nie. Yes, Dit was vir 'n music video. Ja, ek kon So daai toe jaag jy van daai gig af reguit soontoe. It was like a 20-30 minute. Toe begin ek met die Franny show. Ja, so toe ek sê dit moet crazy wees, want nou speel jy vir 2 mainstream artists wat albei super populêr is. Hoe juggle jy dit en maar jy het nou gesê Franny vat priority want jy was al eerste by hom. Dude, en dis Fransje van Coke. So Ja. dit is ek 'n lifelong fan, man. Ek het regtig die twee bands wat ek al langs in my lewe luister is Fok of Felicigar en Blink. Like dit is ek dink nie ek het al 'n band meer live gesien as wat ek Fok of Felicigar al gesien het. Ja. Dit is definitief die band wat ek al die meeste actually gesien het perform, ja. So vir my is dit is like kind of a no-brainer. Ja. Maar met Zaan wat ook like hy's nou nie meer up and coming nie. Dis Ja, ook al hy dink dit nog so 'n bietjie, maar ek dink hy begin nou besef like okay, shit. Ja, Something's happening. Hy is definitief baie populêr nou. Dude, dis vir my ek kry 'n bietjie hoendervleis om iemand te praat en te dink aan dit, want dis ook iets wat hy al so lank push voor. Soos hy het al begin met die music stuff 2017, 18 ook. Ja. Obviously nie die vibes wat hy nou gedoen het nie. I mean, sy eerste album het 2020 uitgekom, dink ek, as ek reg kan onthou. Maar die songs die laaste jaar is die songs wat nog die beste doen. Wat ons, I mean, hy het spoed release November, dink ek, en hy het amper al 500,000 streams. Ja. Dit is insane. Dit is like, vir 'n artist op sy kaliber, like, dit is, dit gebeur nie sommer nie. En dis moeiliker vir rock artists om dieselfde tipe streams te kry as die pop, 100%, dude. So dit is ook die ding met Zaan vir my wat vir my so awesome is. Hy's definitief bietjie meer in die alternative sides. So van sy stuff, soos daar's 'n song Skree wat hy ook release het einde laas jaar wat dit is probably die heavieste ene wat hy het. So sy streams is nou nie so goed nie, maar dan is nog steeds mense by shows wat vra vir dit. So dit is vir my baie cool om te check is so nuwe generasie artists wat ook groot geword het met Fok of Felicigar en daai tipe mense. Like daai mense het hom inspire ook om hierdie tipe sound te maak of vir die alternative side te gaan. En dit werk actually. So dis baie min wat jy alternative Afrikaanse goed kry wat verkoop en wat mense actually fan van word. So mense ek voel nie die Afrikaanse, jy het obviously baie Afrikaanse mense wat alternative stuff luister, maar for the most part is dit maar moeilik om alternative Afrikaans te doen en goed te doen vir jouself. Exactly. So nee, ek voel Zaan gaan soos wat Franny is a legend obviously in Afrikaanse industry, like hy's 'n icon. En I think that's will ooit change nie. So ek voel as Franny nou oor 20 jaar in sy 60s is en Zaan in sy 40s, gaan dit min of meer dieselfde wees. Maar Franny nou is gaan Zaan wees like as hy aanhou doen wat hy doen, like it is nee, dit is exciting goed met Zaan ook op pad. Obviously Franny is al well established. Hy is al vir meer as 20 jaar in die game. Hulle het al dit uitgefigure en ek kan dit baie duidelik sien deur met Zaan te werk en sy mense en Franny en sy mense. Like there is a big difference between hoe hulle goed handle en hoe goed gereël word. Maar dit sal met tyd kom. Met tyd ek traag die goed wat ek by Franny hulle leer en sy team en dit inbring by Zaan hulle en like soos nee, Fransjo hulle is dit is 'n droom om saam te werk buiten die fisiese droom, like it is is it easy, dit is effortless, jy sukkel met niks nie. Alles is op plek, alles is op tyd. Jy kan sien hulle is klaar gesukkel. So dis net soos like kom ons doen dit gedrag. Laat dit net werk. Klomp volwasse mans wat net wil gig, hulle gaan nie meer sukkel nie. Meeste van hulle het families en stuff ook en meeste van hulle drink nie meer nie, so dit obviously nie drink nie help laat dit die goed bietjie meer, daar's bietjie meer order. Dit is nogal 'n ding wat ek moet sê ek baie respekteer van jy weet ouens wat hardcore rock ouens was en hulle jonger daar is so ou soos Fransjo wat nou weet hy het heeltemal opgedrink. Ek weet nie eens vir hoe lank is dit al. Dit is al meer as 10 jaar. Maar dit is crazy en mense sal daar's ek dink ons mense daar buite wat dit nog steeds nie kan dink of glo nie. Nee, dit ons mense sal nog steeds by shows om shots bring of iets as like sal dit vir my gee. Ja, exactly. You'll take the ja, ek is nog heeltemal daar nie. Ek weet ook nie of ek
ooit heeltemal sal ophou nie. Ek is nogals iemand wat know your limits and maar- stay within it. I mean, Maar geniet ek gaan jouself. maybe hier en daar enige of twee keer of maybe 10 te veel drink, maar Dis okay. just don't do it every day. Ja. Ja. Hoorie, ek wil eintlik daar's soveel goed wat ek nog oor wil chat met François en Zaan hulle en goed, maar obviously kan ons ook nou nie vir ewig hier gesels nie. Ek wil net gehoor, jy het 'n ander hobby ook wat ek ook discover het so rukkie terug. Jy doen is dit wat noem jy dit scooter ry? Trick scooter, I don't know. Trick scooter. Seker maar. Ja, dis Ja. tog ons interesting een. Dis eintlik bietjie lame. Daai klein skopfietsies. ja, nie die fisiese bromponies wat op die pad Ja. ry nie. Dude, ja, daai is actually my eerste passion en my hoe sê mens dit, my natural instincts in goeters is extreme sports. Like Ja. dit is bike ry en like BMX of mountainbike of scooter of in go-karts en daai is goed wat vir my natuurlik kom. Ja. So like that, my pa is heavy into motorsports, heavy. Hy het track racing gedoen in sy jonger jare en Ja. hy bushas gery, ninjas en al daai tipe daai stuff. goed. So like van kleins af al my heel eerste interest actually wat ek kan onthou is off-road bikes, is MX bikes. Ek het nou recently vir my ene gekoop. So dit is nog 'n nuwe ding vir my. Maar die scooter again dude, my broer speel so groot rol in dit, bro. Hy het BMX gery toe ek in laerskool was. So daai tyd was Boogaloo's 'n groot thing. Ja. So daar was actually like 7, 8 verskillende parks in mainly Johannesburg, maar Pretoria het ook so een gehad en dit was goeie quality park. So ons was ek was elke liewe naweek op my laerskoolloopbaan by 'n skatepark skateboard, met ja. my scooter. Maar nie die scooter wat ek nou het, ek het nou 'n proper een. Ja. Daai tyd was dit nie 'n thing nie. Dit was die trick scooters was nie 'n ding nie. Like BMX was 'n thing en dit is nog steeds. Ek het BMX en skateboard gery in my jonger dae. My hoërskooljare was ek's 'n massive punk rock fan en Blink en daai goeters, maar ek het probeer skateboard en scooter. Ek was glad nie goed nie en al die skaars op my hande kom van skateboard. Nice. Ja, dis mense gaan eigenlijk om eers met jou hande te val en Ja, maar en ons was stupid hou. Ons het by ons een rugby stadion het ons as jy wil afgaan in die myn gebou en dis al soos 500 trappies, maar dan vir die mense met wheelchairs het hulle mos nou so 'n paadjie. afry. Maar hy gaan so. Ja. En ons het en die mure is nogal tight en hoog, so dan het ons op die skateboards gaan lê en kyk wie kan die vinnigste daar afgaan. En dan al hierdie merke kom van hoe jy jou hande Dit teen die skuur muur teen kap die- op die grond. Ja, nee, dat klinkt lekker dit. Ja. Maar I mean, enigiets met jou skating of je BMX of je scooter of je bike rij of al die goed, Ja. dat komt met injuries. So dit is nou, ek het actually nou so 'n paar weke terug gery want ek het skeef getrap op my voet. Ja. En ek kan voel hy's nog steeds 'n bietjie sensitief, so ek obviously speel drome vir 'n lewe. Ja. So ek het try maar as ek sodra ek 'n injury of ietsie voel dan bly ek weg vir dit af vir 'n tydjie tot ek heeltemal good is. Want Ja. dis vir my 'n fun outlet. Like die drums is nou dis my werk, so Ja. steeds vir my lekker. Maar I mean dis hoe ek my geld maak en hoe ek my stuff betaal. Ja, dis en nie die scooter nie. Maar Ja. nee, dit as ek gesond is en healed is en stuff gaan ek so 2-3 keer 'n week skatepark toe. Ja. Ek het opgehou vir so 12 jaar. Ek het 2010 opgehou toe ek hoërskool toe gaan. Ja. En toe het ek eers 2022 weer vir my 'n ouetjie gekry. En toe het ek vir my proper enetjie gekry. Maar jy's goed met dit. Ek het jou al gecheck. Ek onthou daai shoot wat ek gedoen het vir Rudy. Dis al by die skatepark 'n paar Oh, foto's yes, gesien. yes, ja. Die jumpy boer my en lê ek met die kamera aan shoot ek jou. Ja, maar nee, ek geniet dit. Is goed, maar wat is die hardste wat jy al geval het? Ek het laas jaar, toe speel ons Padstal, toe het ek na soundcheck voor die show, toe het ek gegaan, toe het ek soos 'n Superman deck grab wat jy al die skooter so ver vooruit trek. Ons 'n video van dit wat ek eers gepost het. Toe het ek so op my gesig geval. Daarom kop eerste, maar ek het 'n helmet gedra Ja. en toe my ken. So het ek so solid rofie hier gehad. Yes. I mean daai is die hardste. Daai lyk die hardste. Die hardste was ook November laas jaar dat ek actually ook na 'n soundcheck vir 'n show. Dit ek my linkervoet. Yes dude, ek het hom ook, ek weet nie wat ek gedoen het nie, maar hy het so vorentoe. Ek het so op hom geland. Ja. Toe swal hy hierdie voet was sulke pers. Ek kon vir 2-3 dae glad nie op hom trap nie. Ek glad nie drums gejol het nie. Jy speel double. Ja, dis maar ek het toe vir daai ek kon nie loop nie. So ek het letterlik op die bank gelê vir daai Sondag, Maandag, Dinsdag en pynpille gedrink. Yes. Baie artists drink te veel na soundcheck voor die show. Jy gaan ry scooter en val. As dit in Pretoria is en ons 'n gap in between. Ja, ek vat dit. Ons het nou laaste week pas al gespeel te waar ek amper weer gaan ry voor die show, maar dis ek voel as 'n curse. Na soundcheck voor 'n show, let me not do it. Hoorie dit, ek wil gou by jou hoor. Ons het klaar ge-establish aan die begin van hierdie episode dat jy is absolutely 'n dromer.
maar jy doen ook goed rondom jou drome, maar is daar 'n droom wat jy nog chase, iets wat jy maybe nog nie action begin neem met aan nie, maar wat is jou groot droom? Weet jy het gesê wil in Engeland gaan bly? Dit vir my, ek dink 'n ding wat mense baie, hulle sien my obviously nou speel som Franny en Zaan of wie ook al in die Afrikaanse industrie en hulle dink kind of you've made it. So dit is maar wat baie mense nie weet nie is like dit was nooit 'n goal van my. Ek het nooit gedroom om in die Afrikaanse industrie te speel nie. Ek het eers soos wat ek in dit ingekom het begin besef dis 'n goeie stepping stone om my experience te bou en dis 'n klomp verskillende size shows, ek speel baie klein shows, tot ek het al die Sun Arena 'n paar keer met Franny ook gedoen wat jy 'n sold out Sun Arena vir like 10,000 mense wat die pressure bietjie different voel as wat jy 'n padstil speel. Ja. Maar dit is soos alles stepping stones vir die oorseese stuff. Dit so my voor ek begin session het was my drome en my goals en is steeds om ek wil gebuis wees in Engeland, maar ek wil graag like vir artists werk speel wat arenas en stadiums stuur. So, jy wil so dit is international. so ek wil nie net die beste drummer wees nie, like maar ek wil obviously jy moet goed wees om daai tipe mense te werk. So ek wil my groot droom en my groot goal is nog steeds wil baie graag som like 'n pop artist werk wat arenas stuur oor die wêreld en of stadiums stuur oor die wêreld. Like stadiums is my groot goal. So ek is like go big or go home. So like as jy nie groot droom nie en ek voel jou drome moet jou like kind of scare en ek moet sê die laaste jaar of 2 begin ek het so nou en dan daar wat ek soos like ek weet nie hoe ek hierdie gaan doen deur vir myself te werk in Suid-Afrika en in daai mark in te kom nie, maar ek glo nog steeds dis moontlik en ek is nog altyd iemand wat sê ek gaan push al is ek 60 jaar oud en ek het nog nie arenas oor see gespeel nie, gaan ek nog steeds push vir dit. So daai droom as dit kom my drums, dis my end goal is arenas en stadiums of essentially eintlik maar net met oorsee, so ek wil doen wat ek hier doen, maar oorsee. Ek wil groter skaal, op 'n groter skaal, want Suid-Afrika die industrie is klein, die land like dis ewen die Engelse industrie, dis nog kleiner as die Afrikaanse industrie in Suid-Afrika. Maar as jy Engels gaan, het jy die opportunity as jy goed genoeg is, Will byvoorbeeld, Will en hy is nogal besig om baie cool moves te maak met sy music en hy is besig om hier en daar som international mense te toer en vir hulle te open in Europa en in Amerika en Engeland en wherever. Maar met Afrikaans obviously jy het 'n language barrier. So dis jy kan oorsee gaan speel, maar jy gaan speel vir mense wat in Suid-Afrika gebly het, wat daai kant toe getrek het en so dit daai jy kan 1,500 2,000 mense pull oorsee ook as jy nou 'n lekker established name het en lekker venues kry, maar jy gaan nie soos byvoorbeeld 'n Frans van Kyk en vriende kan gaan doen in Engeland. Maybe nou nie, maybe oor 'n paar jaar as daar nog meer mense uit Suid-Afrika uitgetrek het. Exactly, maar die drums is dis die droom. En dan ek so klop aan 'n klein goedjies wat ek ook for the fun wil doen, maar ek is seker jy gaan dit achieve want jy is een van die drummers wat ek weet die hardste werk. Jy sit baie ure in. Ons het nou ook daaroor gepraat. So jy werk hard aan jou craft om dit mense moet bra, dit te perfect. En ek weet jy sê jy figure nog jou styl uit, maar ek dink jy sit genoeg ure in. So jy's 'n doener ook. 100%. Absolutely. Ja, jy kan net droom nie. Ja. So en op daai noot, ons tyd is pretty much all good. Amper verby. Ek trek ons. Nee, maar ons het nice. Dis die channel vir meer as 'n uur. Ons doen, hè. Ons het 'n gift vir jou. What shall it be? Wel, ek weet op pad hiernatoe vra jy vir my, moet ek koffie kry of is daar koffie? Toe sê ek vir jou, hier is koffie. Nice. So ons het van Dromers en Doeners af vir jou eie personalized koffie maak. My naam staan op die boksie. Kan ek hom oopmaak? Hy's op die beker ook. Moet ek hom oopmaak vir die mense wys? Asseblief, as jy wil. Let me do it. Ek hoop hulle het hom reg gespel, Ja, nice. Dis awesome, bro. Dankie. Wat is die kamera? Daai. Ja, daai is ja. Asai. Nice, my nuwe koffiebeker vir die oggend. En swart is ook my favorite kleur. Great. So like, die nuwe drums wat ek kry is actually ook matte black. Oh, nice. So it's like, nice. Dankie, dude. Thank you. Appreciate it. So as jy daai beker uitdrink, onthou altyd, maar jy doen dit anyway, maar moet nooit op jou droom nie, moet nooit op jou doen nie. Nee, 100%. Dit is wat my in die gang hou. En dan in hierdie envelope is ook vir jou 'n voucher van ons clothing sponsor af. So Valor 300 sponsor ons. Okay, awesome. So baie cool t-shirts en goeders en jy is 'n t-shirt guy. Yes. En Valor beteken courage against all odds. Nice. En jy is 'n ou met baie courage. Jy go for it. Jy hou aan en jy hou aan. You never give up. Dankie. Dis nie nodig nie, maar dankie. Nee, of course. So daarso jy kan op baie Is dit 'n online store? Wat sê hulle verkoop online, so jy kan letterlik net die QR code scan,
vat jou na 'n website toe, kies jou T-shirt, order hom. Dis vir Amazing, baie dis vir dankie, jou. I appreciate it. So ja, en julle moet aanhou kyk want Peer gaan nou op die dromme vir ons bietjie lawaai maak hierso. Maar ja, van my kant af, dit was regtig baie dankie. Dit was 'n honor om jou hier te hê en lekker met jou gechat het. En ek hoop almal wat gekyk het, het dit geniet en jou bietjie beter leer ken. Ja, ek dink hulle het 'n paar goed gehoor wat ek het nie net, mense het nie altyd so baie tyd om net met mense te praat oor alles nie, so ja. Ja, gewoonlik is radio-onderhoude en daai goed is soos 10 minute. Ja, so quick. En dit is gewoonlik by die artists, dis nie met die session Ja, videos nie. so nee, ons wil juist bietjie meer met die unsung heroes op chat. Awesome. En jy's absolutely 'n unsung hero want julle is al agter die kit. Julle werk hard. Julle word baie keer weggesteek. Julle is ver agter, mense sien julle nie altyd so mooi nie. Maar jy hoor ons. Maar mens gaan jou altyd hoor. So ja, nee, dankie. dankie dat ek hier kon wees, man. Dit was awesome. Dis 'n groot plesier, man. En dan dankie vir almal wat gekyk het. Dankie aan ons borg Weller 300. Gaan check bietjie hulle website uit. Dankie ook aan Eldor Photo en Eldor Photo Rental vir julle collaboration met ons. En dankie vir Connection Studios, Connection Productions vir julle betrokkenheid. So ja, stay tuned want Peer gaan nou lekker lawaai maak hier. Let's see what happens. En dan sien ons julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Dromers en doeners, kom vertel je storie.